Welkom by die Volle Evangelie Kerk in Secunda. Ons bid dat hierdie boodskap u ryklik sal seën. Vir meer inligting, besoek ons webwerf by www.nader.co.za. Geniet hierdie boodskap. So, hoor gou hier. Psalm 23, ek lees hom vir jou in die boodskapvertaling. Hy sê, die Here sorg vir my soos 'n herder wat sy skape oppas. Ek het niks meer nodig nie. Hy gee vir my die heel beste van alles. Kos, veiligheid en vrede. Omdat die Here by my is, bekommer ek my nie. Wanneer ek moedeloos word, laat hy my die lewe weer anders sien. Hy gee my die krag om elke dag reg te leef. Soos 'n goeie gids, lei hy my elke dag om volgens sy wil te lewe. Almal in my lewe kan sien hoe belangrik God is. Selfs wanneer die lewe vir my so donker word, dat ek nie weet watter kant toe nie, sal ek nie bang wees dat probleme my onderkry nie, want U is altyd by my. Dit troos my dat U my lei, dat U my beskerm en dat U my laat veilig voel. Soos 'n gasheer sit U net die beste van die lewe vir my voor. Hulle wat nie naby U leef nie, kan maar net verleë toe kyk. U behandel my soos 'n spesiale gas. Ek geniet alles in oorvloed. Die laaste vers sê, U sal vir my goed wees en my lief hê, solank as wat ek lewe, en ek sal naby U lewe tot die dag dat ek doodgaan. Is dit nie mooi dat God ons herder wil wees nie? Ek wil jou welkom sê weer en vir jou sê ek is so bly jy is hier. Ek wil jou nooi om hierdie naweek saam met ons te deel en om mense te nooi vir môre aand en vir Sondagoggend. Want die lewe is reël. Die lewe het sy manier om donker te word, soos wat Dawid in hierdie Psalm skryf. Queen, en ek weet dis nou 'n scary plek om te gaan, maar ek wil jou net die idee skep van hoe die mense daarna kyk. Queen skryf 'n liedjie oor John Lennon en hulle skryf die volgende, hulle sê, of vir hom, hulle sê, guilt stains my pillow, blood on my tresses, torsos in my closet. Hulle sing van die geraamtes in die kas. Shadows from my past. Dan sê hulle, life is real. Life is so real. Ek wil vir jou vanaand sê, die lewe is real. Hy het sy ops en sy afs en sy seer, sy maklike en sy moeilike, sy donker dae en sy beter dae. Maar hierdie naweek wil ek jou uitnooi om saam met ons te fokus op die realiteit van wie ons God is. Sy grootheid en sy almag. Want reg deur die Bybel lees ek verhale van mense wat met 'n regte God ontmoet het. Ek lees 'n verhaal van Moses wat net nadat hy 'n Egiptenaar doodgeslaan het, weggaan en terwyl hy in die wildernis is en sy pa se skape oppas, ontmoet hy die regte God. God wat hom ontmoet by 'n brandende bos en hom roep om 'n verskil te maak. Ek lees van 'n vrou met die naam van Rahab, 'n prostituut wat in Jerigo gewerk het en gebly het. En hoe sy toe die spioene of die verspieders van Israel in die stad inkom, hoe sy hulle huisves en hulle beskerming bied, en hoe toe die mure van Jerigo rondom haar in mekaar stort, toe bly haar huis staan. Rahab het te doen gekry met 'n regte God. Een wat terwyl alles en almal om jou in mekaar val, jou reg ophou. Ek lees van 'n vrou wat vir 12 jaar lank
aan wat die Bybel noem bloedvloeiing gelei het. Sy was swak. Ek dink sy was al uit asem as 'n gevolg van die tekort van gesonde bloed in haar liggaam. Ek dink hierdie vrou was swak. Ek dink sy kon skaars loop. Ek dink om iewers heen te gaan was vir haar uiterste moeite. My Bybel sê sy was finansiëel geruïneer. Want sy het vir 12 jaar al die geld wat sy gehad het aan dokters uitgegee om te kyk of hulle haar kan gesond maak en dit wou nie een keer werk nie. Die Bybel sê eintlik dit het elke keer erger geword. En ek lees hoe hierdie vrou se omstandighede vir haar seer en 'n realiteit was. Maar hierdie vrou het besluit om deur 'n skare te druk, om deur 'n skare te gaan en om by die soem van Jesus se kleed by te kom. Om aan die soem van sy kleed te raak en om te sê, as ek net daaraan raak, kan hy my gesond maak. En my gebed is vir jou vanaand, dat terwyl ek en jy hier is, dat ons sal deurdruk. En ek wil vir jou heel eers sê, jy het reeds deur al die verskonings en al die omstandighede wat jou vanaand kon weghou, het jy deurgedruk om vanaand hier te wees. Die Bybel sê, toe sy aan die soem van sy kleed raak, het sy gesond geword. Jesus het omgedraai en vir haar gesê, vir hulle gesê, iemand het aan my geraak, en sy disippels het gesê, Here, hier's 'n klomp mense wat aan U raak, en hy het gesê, ek het gevoel, krag het uit my uitgegaan. Hierdie vrou het teruggekom, voor hom gebuig, gevrees en gebewe, en Jesus het vir haar gesê, jou geloof het jou gered. Jesus het vir haar gesê, gaan aan met jou lewe in vrede. Jy word van jou kwaal genees. Wat leer ek? Ek leer Jesus kyk dieper as wat ek en jy kyk. En my gebed vanaand is, ek en jy sal besef en ervaar hoe God in hierdie oomblikke van vanaand en môre aand en sonnagoggend jou en my lewe raak met diep inkyk en daardie einas binne in ons gesond maak. Dis waarvoor ons God vertrou vir hierdie naweek, dat ek en jy sal beleef dat God groter as is. In ons bemarking en ons alles dingetjies het ons daai groter as tekentjie ingesit. En ek wil eintlik hê jy moet jouself help die naweek. As iemand iets sê en jy dink dis hoekom God groter as is, wys vir jouself 'n groter as. Want wie wat? Nou nie so nie, hoor. Nie 'n cool groter as nie, net 'n gewone groter as. Want ek wil hê jy moet vanaand en die res van hierdie naweek saam met my beleef dat God is groter as. Hy's groter as jou foute van gister. Hy's groter as die mure rondom jou wat besig is om in mekaar te val. Hy's groter as die onreg van die lewe. Hy's groter as die skande. Die God wat ek en jy aanbid, is groter as jou verwerping en as jou seer. En daarom wil ek vir Kariske vra om hier by my te kom sit. En ek wil vanaand so 'n bietjie met haar gesels. En ek wil hê jy moet hoor die storie van die God wat groter is as die omstandighede in 'n mens se lewe. So stel nou jouself 'n bietjie voor en sê net vir hulle wie jy is en van waar af jy kom en so aan, jy weet. Goeienaand. Ek is die ma van daai spulletjie wat hier voor was. My naam is Kariske. Ek kom eintlik van Bloemfontein. Ek het groot geword in Pretoria. En wat moet ek nog sê? Jy is lief vir Jesus. Ek is lief vir Jesus. Vertel ons 'n bietjie van die huis waarin jy groot geword het. Was dit Die huis waarin ek groot geword het was veel soos die sien wat julle nou net gesien het, wild en bedrywig. Ons is 3 kinders. Ek is die oudste. My boetie is 5 jaar jonger as ek en dan my sussie 7 jaar jonger as ek. En ons pa is oorlede toe ek 9 was. Hy het selfmoord gepleeg. En ja. En toe het my ma weer getrou.
toe ek 12 was, so dit was so 3 jaar later, en toe daarna is ons Bloemfontein toe, waar ons gewoon het vir die res van my jong mens lewe. Sit daar langs mamma. Sit hier so. So, ek dink, Weyand, Sit daar langs. kom sit hier by my. En dan sit jy daar by mamma. Sit gou daar. Sit langs jou sussie as jy wil. Sit langs haar. Sit langs haar, mooi. Ek dink op 'n ouderdom van 9 is dit nogal iets wat jou lewe drasties kan verander. Het Ja. jy verstaan wat gebeur het? Nee, ek was bewus dat hy selfmoord gepleeg het, maar mens kon dit nie van hom verwag nie. Hy was 'n baie opgewekte persoon. Hy het bedien in die gemeente. Hy kom uit 'n goeie huis, 'n Christenhuis. En hy was altyd die een wat grappies gemaak het, almal opgewonde gemaak het om by die kerk en oral waar hulle is te wees. So, dit was nou nie iets wat enigiemand verwag het nie. En so was ons dan nou almal geskok en kwaad vir baie lank. Hoe het jy God in hierdie donker omstandighede gevind? Ons het dan nou ook groot geword in die kerk, en jy het ook maar elke keer as daar uitnodiging is, het jy jou hart vir die Here gegee. Maar toe ons Bloemfontein toe verhuis het, toe was ek nou in die hoërskool. Toe het ek vir die eerste keer werklik my hart vir die Here gegee en verhouding met hom ontwikkel. Soveel so dat ek, toe ek nou op hoërskool kom en ek is nie in die skool en daar's niemand nie, ek het nie vriende nie en almal het al maatjies gemaak. Ek is nou in standaard 7, was my enigste vriend maar die Here en hoe ek daagliks op die stoepe met hom net gepraat het en my boeke by die huis vergeet het en dan weet ek, ek gaan nou straf kry en dan skiet ek my gebed en ons het 'n baie goeie verhouding gehad. Die juffrou het my altyd verby gegaan en nie gesien nie. So, dit was maar die naaste wat ek aan hom was en toe my ma dan nou ook met haar nuwe man getrou het, wat nogal 'n stormagtige huwelik was teenoor my, of haar huwelik met my pa, het ek so in die stormtyd was dit maar die naaste waar ek aan die Here was. Die Bybel sê die kerk moet intree, so as enigiemand wil intree, is julle welkom. Ai, Ekskuus. daar die tannie gaan jou gou help met jou eina. Gaan gou saam met haar. Sis, daai een daar agter wat huil, is ook hare. Ek glo dit is nou verby. Ek dink is nogal iets amazing om te kan sê dat mense sê baie keer dat jou verhouding met jou pa 'n baie groot effek het in die manier hoe jy God as Vader ervaar of God sien as Vader. En jy het 'n verhouding met jou pa gehad tot op 9 jaar, terug ouderdom. Dit wat gebeur het, dink ek, kon by 'n ou baie negatiewe emosies gebring het, bitterheid, kwaad. Hoe verwerk 'n mens dit? Of dink jy dis moontlik om daai tipe goed te verwerk terwyl jy nie God in jou lewe het nie? Nee, glad nie. Ek was vir baie lank kwaad en het dit ook maar op sy geskuif. Maar ek dink as die Here nie by my was nie, het ek ook in daai put van depressie geval. Want toe ek op universiteit kom, toe het ek teologie geswat van alle dinge, want ek het geglo dis waar ek moet wees. En ek glo nou ook so dit waar ek moes wees. Maar toe ek
inskryf die dag en my eerste dag in daai NG gemeente opleiding kom. Toe is my verhouding met die Here heeltemal gebroken. Ek weet nie of dit 'n aanslag van die duiwel was en of ek maar net myself distansieer het van die Here nie, want ek was glad nie gelukkig in my studies nie. Dit het vir my gevoel, die mense wat nou die naaste aan jou moet wees, wat saam met jou die Here dien, is eintlik nou my vyand. So ek weet nie of dit dalk my verhouding met die Here geaffekteer het nie, maar toe is ek in 'n put van depressie. Soveel so dat ek daagliks as ek huis toe ry, dink, hoe gaan ek dit eindig? En dan was ek kwaad, want ek wil nie soos my pa wees nie. En ek wil nie 'n onderwyser wees, wat my ma gesê het ek moet doen, want my pa was 'n onderwyser. En ek het heeltemal probeer om nie soos hy te wees nie, want hy is sekerlik dan nou in die hel. Hoe, as ek nie die Here gehad het nie, ek weet ek het myself distansieer, maar hoe my ma, met wie ek toe nou op daai stadium nie regtig 'n verhouding gehad het nie, hoe sy, nadat ek vir haar gesê het, daar's groot fout, sy moet my help, hoe sy my, vir my gesê het, maar die Here is by jou, en goed met my gedeel het, wat ek eintlik vergeet het, maar op daai stadium vir my baie beteken het, want sy het nog nooit oopgemaak nie, en toe sy ook net vir my bid, en ek dink, op daai stadium toe ek vir die eerste keer hoor sy bid, wat ek het gedink, my ma kan nie bid nie, ek het gedink, sy is die duiwel se maatjie, en toe sy nou vir my bid, hoe ek nader aan haar gevoel het, en ook gevoel het, okay, maar die Here is hier, en dit het nou nie oornag reg gekom, my verhouding met die Here nie, maar hoe ek hom op 'n ander vlak leer ken het, en hoe ek, waar ek altyd gedink het, mense met depressie, maar keer iets, hulle soek aandag. Hoe ek toe nou ook besef het, die deel van moenie oordeel nie, en ook dan nou op my eie manier nader aan die Here gekom het, op wilde en vreemde maniere, vreeslike snaakse geleenthede bygewoon, waar vreemde goed gebeur het, maar ja, dat die Heilige Gees, ek kon voel, die Heilige Gees is daar, waar hy gesê het, jy's nou op die verkeerde plek, jy moet skuif. Ja. Ek onthou toe ons gesels het jy vertel van die gemeente in Bloemfontein, waarin jy betrokke was in jou tienerjare, in jou hoërskoolloopbaan, en hoe jy so in die ding was, en besig was met die dinge van die Here, en hoe daar toe nou hier en daar ietsie gebeur het, wat jou seer gemaak het, en jou half uit die kerk uitgedruk het, op daai stadium van jou lewe. En dit dink ek was dit deel van die rede, hoekom jy toe nou gaan teologie swat het, waar jy teologie geswat het, of? Voordat ek betrokke geraak het, was ek maar baie skaam en nog, ja, met my matriekjaar het ek eendag in die kerk gestaan en gewonder, wat sal ek nou swat, want ek moet nou besluit, en hoe die Here vir my gesê het, ek wou sielkunde doen, maar ek wou dit nou nie so wetenskaplik doen nie, en hoe die Here vir my gesê het, gaan swat teologie in die diens, dit was toe ek nog 4 en vlam was. En toe ek toe nou op universiteit kom, toe dink ek wel, ek kan nou nie teologie swat en nie betrokke raak by die kerk nie. En hoe ek toe nou deel geword het van die jeug, ek was later half 'n jeugwerker, en ook by die orkes betrokke geraak het, en soms dan nou ook gepreek het, as 'n mens so kan sê. En hoe ek besef het, hoe dieper ek is in die bediening, hoe meer leer ek ken, hoe meer leer ek mense se ware klere ken. Ek kan onthou die een dag het ek agter die pastoor se vrou gestaan, en toe het sy 'n briefie geskryf vir haar dogter, en die briefie daar neergelê, en daar staan toe, kyk die tannie langs die pilaar met die pepklere, sy lyk nogal sleg. En hoe ek gedink het, my genigtig, is dit nou
hoe ons is. Ekskuus as sy na kyk. Maar toe ek nou deel is van die band, hoe het ek het 'n beste vriend gehad en hoe daar leuns vertel is en hoe hy toe nou die leuen vertel het eintlik maar uit vrees om sy verhouding te verbrokkel en ek toe nou die waarheid vertel het en mense sê maar sy is Delilah en sy is agter hom aan en hoe ek net gevoel het dit is nie hoe dit moet wees nie. Dit is nie waar die Here my wil hê nie en hoe ek besluit het maar die kerk is 'n besigheid. Ek moet nie wees nie want dit is nie hoe dit moet wees nie en hoe ek toe nou besluit het, ek gaan nie meer deel wees van die kerk nie, want hoe verder jy uit die bediening is, hoe minder seer kan jy kry. En as mense vir my gesê het, maar ek het seer gekry in die bediening, of seer gekry in die kerk, dan het ek altyd gesê, maar ek weet, en ek is met jou. En hoe toe ons hier betrokke raak, eintlik, het pastoor vir ons gesê in ons opleidingssessie, jy kan nie sê, maar ek het seer gekry in die kerk en dis hoekom ek nou nie meer deel is nie. Want vir wie doen jy dit dan? Vir die mense of vir God? En dit het my nogal diep getref en hoe ek besef het, maar ek is eintlik selfsugtig geweest deur die hele proses. En my fokus het ek verloor, want ek het dit later begin doen vir die mense. En ek kan nie die naweek afwees nie, want die mense gaan dit sê. En ek kan nie so aantrek nie, want die mense gaan vir my iets sê. Ja, beantwoord ek 'n vraag? Ja, ons luister net na jou storie. Ek is bietjie dors. Jy mag maar water drink. As jy vandag na dit alles kyk, jy's 9 jaar oud en dit wat gebeur. Jy het nou nie veel gesê nie en ek dink dit is nodig dat ons daar gaan nie. Jou ma is weer getroud toe jy 12 is. Dit het ook toe nou nie lekker uitgewerk nie. En sy was dit nog 'n keer getroud en dit het ook nie lekker uitgewerk nie. Want dit was maar 'n moeilike situasie. Dit is baie moeilik as jy, ek dink, ek weet nie, ek is gelukkig nie daar nie en ek glo ek sal nooit daar wees nie, waar gesinne moet saamsmelt. En ek met my ma se tweede man, ek het glad nie van sy kinders gehou nie. En ek het vir my, jy kry so alarmpie. Dan sit jy nou by die deur en as die deur oopgaan, dan skreeu daai ding verskriklik. En ek het vir my so 'n ding gekry. En as daai ding lui, dan weet ek, daar gaan daai kind in my kamer. En hoe ek woede ontwikkel het, en ek glo, ja, dit was verskriklik. Maar in elk geval, dit was moeilik. Maar hoe in dit ook, as ek vandag daarna moet kyk, en ek het dit ook eers besef, toe ons voorberei het, dat in daai tyd het ek so gebid vir my ma, asseblief laat haar oë net oopgaan. Hoe lank kan dit vat? Want elke kwartaal het die man getrek. Dit was vreemd. Hy is by die huis. Ons het Bloemfontein toe getrek. En toe ons begin het met die skool, was die kinders in die skool vir die eerste kwartaal. En toe die tweede kwartaal begin, toe trek hy terug na sy familie. En toe die derde kwartaal begin, toe sy terug. En toe die vierde, dit was so gewees vir 7 jaar, elke kwartaal. En dit was verskriklik. En nie net dit nie, hulle was hardhandig. En hoe ek aande om moes sit op die trappe, net om te hoor, is hulle besig om mekaar te slaan met 'n pot, of wat gaan nou daar aan. Maar hoe dit die naaste was wat ek aan die Here was, oor ek wil nie sê vrees het my gedryf nie, maar hoe ek geweet het die enigste uitkoms is die Here. En hoe mense negatief gepraat het, en hoe ek die hele tyd net gevoel het, maar jy kan nie, jou woorde gaan nie my gesin opbreek nie. En hoe snaaks so goed gebeur het, my boetie wat vir my uitwerk, hoe hy nou, want my oupa is toe nou ook
aan selfmoord oorlede. En hoe my boetie gevoel het, maar dit is nou hoe dit is. En dit is sy beurt op hierdie dag, hy dit gaan uitwerk. En hoe ek toe nou op die ou einde hom moes help om uit daai te beweeg, as ek so kan sê. Maar ook net deur die Here se krag. Elke keer as daai seun met my gepraat het, want ek was nou maar sy vaderfiguur. Ek het vir hom gesê, as hy iets moet deel, moet hy net met my deel. Want hy was ook maar op 'n slegte plek. En hoe, as hy met my praat, hy het wilde goed gedeel. Baie intieme dinge. En hoe ek dan daar sit en sê, asseblief, ek moet die regte woorde hê en daar besluit het. Ek is 'n sielkundige van formaat. Maar as ek nie die Here gehad het, ek dink as dit ook nie gebeur het nie, sou ek nie so naby aan die Here gewees het nie. En sou ek ook nou nie vandag gewees het waar ek is nie. As jy na alles kyk wat jy nou oor gesels het, kan jy met volle eerlikheid sê dat God altyd daar was? Ja, altyd. Was daar kere wat jy gedink het hy is nie? Altyd. Ek moet sê, ek het nou, toe ek getrou het, baie respek vir my ma gekry. En hoe ek besef het dat alles wat sy, want sy moes 3 kinders alleen grootmaak, en deur elke opvolgende huwelik moes sy al daai gesinne onderhou. En ons was 7 op 'n tyd. 7 mense in die huis, en my ma moes alleen vir almal sorg. En as ek nou vandag moet dink, ek moet nou vir 7 mense sorg, waarvan 3 nie my eie is nie. Ek weet nie of ek dit sal kan doen nie. So ek het baie respek vir haar gekry en besef, maar die Here was altyd by haar ook. Al het ek gevoel, die vrou is op pad hel toe. Ek het daarom gebid jare, dat sy tog net nie moet hel toe gaan nie. Die Here moet haar net nie kom haal voordat sy nie gered is nie. En ja, ek moet sê, die Here was altyd daar en dit het nie so gevoel nie, maar as ek daarna moet kyk, sal ek sê, dit is soos daai storie van die voetstappe op die strand. En daar waar jy nou niks sien nie, is dit daar waar jy gedraai het. En dit is regtig so. En ook dan die voorbidding van die grootouers. Ek voel ek moet dit sê. My oumas en my oumas, ek het 3 oumas gehad. Vreemde storie vir 'n ander dag. Maar ek het 3 oumas gehad. En hoe hulle altyd vir ons gebid het. As ons daar kom, dan sit hulle in die kamer en bid. My een ouma het 'n blertswieks op ons neuse gesmeer en dan sit sy en bid daar tot ons aan die slaap raak. So ek glo as jy bid vir jou nasate, sal dit net geseënd wees. Altyd. En ek glo ook ons is gered as gevolg van hulle gebede. Sure. Definitief. Amen. As ek luister na jou, dan hoor ek dat daar kere in jou lewe was wanneer jou geestelike lewe so gemaak het, en kere in jou lewe was wanneer jou geestelike lewe so gemaak het. En dit was nie noodwendig in die moeilike omstandighede, of in die maklike omstandighede en in die moeilike omstandighede nie. Partykeer was dit in die moeilike omstandighede dat dit beter begin gaan het, en in die gemaklike omstandighede dat dit swakker gegaan het. In tye waarin jy moes pa wees vir jou boetie en sussie, en worry oor jou ma wat jy op jou daai stadium dink is op pad hel toe, sê jy groei jy in jou verhouding met God, en dan wanneer jy op universiteit is, voel dit vir jou asof daar 'n leemte en 'n breek daarin is. En wanneer ek daarna luister, dan kom ek agter dat jy sê iets wat ek dink baie belangrik is vir mense om te hoor, en dit is dat daar 'n groot verskil is tussen om in God te glo en om in verhouding met God te leef. Definitief. Jy en dit is iets wat jy ook baie hoor, is mense sal sê, maar ek glo in die Here. Dit laat my dink aan War Room, die tannie met die warm en die koue koffie. Ons sit die in die gemeente, en ek het ook al gesit in die gemeente, en vroom gesiggie, en
ja, ek het toe al 'n pad met die Here gestap, maar dan sit jy ook net daar en jy maak nie meer tyd vir hom nie. En jy is ook maar net weer daar om te sê, maar my ma bel my Sondag, was jy in die kerk? Ja, ek was. Waar het die preek gegaan? En ja, so ek voel ons, jy moet tyd maak vir die Here, en in die replika groepe kan ek sê, het ek en my gesin definitief besef, hoe het ons mekaar nodig, om, soos ek sê, ons moet mekaar help in die gemeente, as jou kinders stout is, en met ander dinge dan ook. As ons nie deel is nie, sal jy nooit daai ondersteuning hê nie, en gaan jy alleen in daai bank sit, en voel, maar ek's nie deel van die gemeente nie, en kyk daai almighties daarbo op die stoele, en kyk hoe vriendelik is hulle met mekaar, niemand sien my raak nie, maar jy neem nie deel nie, want dit gaan alles oor jou aksie. Jy kan ook nie sê, maar die Here kom nie nader aan my nie, maar jy sit in jou bank en jy neem nie deel nie, jy bring nie jou kant by die huis en vat jou Bybel en sê, vandag lees ek nou dit, en ek gaan die Here vra om my te lei nie. Wow. William het gesê jy gaan preek, ek sien jy's op dit nou. Ek is nou reg, nou kan ons begin. Sê vir my, jy het nou begin daaraan raak, hoe 'n groot rol het jou betrokkenheid in die gemeente gespeel in jou ervaring dat God 'n realiteit is? Ek dink weer eens is dit om te sien, maar Wolly daar agter voel maar net soos ek, waar ek voel, ek glo nou dit, ek weet nie of ek reg is nie, ek weet ook nie of die Here, want die mens kan ook nie altyd die Here hoor nie, en veral as jy op 'n laagtepunt is, gaan jy hom nie hoor as jy nie bietjie gemeenskap het met mense nie. Ek weet nie, ek voel net deur deel te wees en verhoudings, en ek weet nou nie, ons is definitief net op die regte plek, want van dag 1 af het ons net gevoel, dis wat ons moet wees. Ek weet nie of dit is oor Renée ons genooi het om te kom nie, want ons was nog nooit genooi na 'n gemeente nie. Ek weet nie of dit deur haar wat ons genooi het om hier te wees, klaar vir ons gesê het, maar hulle wil hê ons moet daar wees. En waar sy vir my gevra het, gaan jy daar wees Sondag? Tot ek uiteindelik hier opgedaag het die Sondag. Ek dink daai waar die Here op haar hart gedruk het, en waar ek toe nou of waar ek toe nou vir my man moes sê, kom ons moet gaan, en toe ons hier uitstap, en ons het lekker geholp van kerk tot kerk, waar ons vir die eerste keer kon sê, maar ek is gelukkig, en hy kon sê hy is gelukkig, en hoe ons daardeur kon besluit het, ons gaan nou Bybelstudie doen saam, en saam bid, wat ons nie gedoen het, gedisciplineerd nie, as ek so kan sê. Kyk, as hy die aand vroeg slaap, hou net asseblief om te bid, broer, en so dan nou ook ek. So ek glo dat die verhoudings wat ons gebou het, en die ondersteuning wat ons vir mekaar gee ook, definitief 'n impak het. En dan nou ook, het jy jou huiswerk gedoen vir replika, en jy dan daar sit, en moet erken jy het nie, maar hoe jy dan vir die volgende keer, ons het replika oor 'n uur, ons moet kom sit, so, hoe jy dan, ek weet nie, jy kry dissipline. Het is interessant om te hoor dat die juffrou gebid het dat die Here sal haar juffrou help om nie te sien dat sy nie haar boeke by die skool het nie. En dat die juffrou by die replika opdag sonder dat sy haar huiswerk gedoen het. Nou, as julle wonder wie's die Wolly waarvan sy praat, sy het vir William leer ken voordat hy mooi geword het, en sy hare begin kam het, en toe het hy Wolly geword, en hy's nou nog by Kariske Wolly. So dis hoekom, as sy sê Wolly, sy praat van William. As jy vanaand vir elkeen hier kan raad gee
om die realiteit van God te vind in die seerste oomblikke van hulle lewe. Om sy troos te vind in die moeilike dae van die lewe, of om hulle te motiveer dat God 'n realiteit is. As jy vanaand vir hierdie mense iets moet sê, om hulle te help om raak te sien, dat God bestaan, dat hy belangstel, en dat hy hulle in, maak nie saak wat dit is nie, kan help. Wat sou jy sê, voor jy dit sê, dink ek nou aan iets wat ons oor gesels het, en dit is, dat miskien net ietsie te sê van die kursus wat jy opgegaan het laas jaar, en hoe dit jou gehelp het. Ek is 'n onderwyser. Ek gee lewe by die skool, oriëntering. Jy moet my nie afsit nou nie. En hoe die skool my op 'n kursus gestuur het, eintlik 'n beradingskursus, want hulle wou hê ek moes die jaar berading doen, maar toe raak ek swanger. Dit wat ek probeer laat die kinders nie raak nie. En toe ek op die kursus gegaan het, was ek is maar baie voor op die wa, dit is 'n probleem wat ek het, maar ek glo dit dien 'n doel op plekke. En die laaste, daar's 3 terapieë wat ons geleer het, en ek het toe die vorige dag gesê, maar ek wil môre die proefkonyn wees, want die man wat dit aangebied het, het elke dag iemand gehad wat hy dan nou beraad het. En toe dit nou op die push kom, die aand voor die tyd, toe dink ek, hierdie broer gaan my vra oor my pa. En ek het altyd my pa op sy geskryf. Ek het dit afgemaak as grap, wat ons maar doen. Jy het jou masker, wat jy dra, en hoe ek so angstig geraak het die oggend, toe ek besef het, ek gaan nou oor dit moet praat, dit was verskriklik, ek het gebewe, ek was naar, ek was swanger, dit was rof. En hoe hulle later vir my gesê het, jy hoef dit nie te doen nie, maar toe ek net gevoel het, want dit was dis 'n Christenman, jy kan sien hy loop 'n pad, kom ek sê dit so, hy loop 'n pad met die Here. En hoe hy vir my gesê het, hy het verduidelik hoe hy sy kursus gedoen het, dit is 'n gawe van die Here, hy het alles waarvan hy hou skilder, sterre en so, want die terapie wat ek toe nou deelneem aan was astroterapie, en dit klink baie duiwels, maar dit is nie. En hy het vir ons klippe gegee, en jy moes vir elke klip, moes jy 'n fase van jou lewe beskryf. Nou my een klip was die vetterige planeet, en dit was my pa. En toe sê hy, ons werk met daai planeet, en toe begin dit. Maar in elk geval, en hy het, hoe ek besef het, hoe baie snaakse goed ek onderdruk het, en hoe ek goed gedink het, negatiewe goed gedink het, en hoe my verhoudings met wat was die vraag? Net wat het jy daar beleef? Maar in elk geval, ek was tot verlede jaar toe, het ek toe nou besef, baie kwaad vir my pa. En ek was by hierdie baie opwindende evangelis, wat ek nie vreeslik graag in diepte mee wil gaan nie, want ek seker as mense daar buite wat gaan kyk, maar hoe hy vir my die aand gesê het, jy gaan nou met jou pa praat en jy gaan vrede maak, en dit was op my universiteitjaar, en hoe ek nog gesit het en gedink het, my heerlikheid, dis mos nou nie die Here wat hier praat nie. En hoe hy, dit was soos 'n gebed, maar vir my pa, dit was baie weird. En hoe ek daar uitgestap het en gedink het, ek is maar nog steeds kwaad vir die perd, en daai het nou rarig, daai was net weird, en ek het nou nie weer om bygewoon nie, maar hoe met die berading, hoe ek self, hy lei jou maar net, jy beraad eintlik jouself, en hoe ek uiteindelik vrede gemaak het met my pa, en hoe ek weet, hy het 'n fout gemaak, maar die Here het hom ook, ek seker hy het hom vergewe, en hoe ek toe nou kon vrede maak daarmee, en ek
ek weet nie, net bo-natuurlike vrede, en ek kan daaroor praat nou, sonder om te veel snaaks te wees, en te sê, my pa's 'n myner, daar in Heatherdale in Pretoria. Ja, ek weet nie of julle nou gehoor het nie. Sê dit weer stadig, dat almal hoor. Wat het jy altyd gesê as julle jou gevra het, waar is jou pa? As hulle my vra, waar is my pa, het ek sê, hy's 'n 6-voeter, hy werk in die myn, in Heatherdale, en dan vra hulle vir my, maar is dit nie 'n begrafplaas nie? As ek, ja, hy lê daar, 6 voet, onder die grond. So, baie lelik, mens doen nie dit nie, mens moet respek hê vir jou ouers. Maar ja, en ek wou ook nooit soos my pa wees nie, ek het dit gesê. En hoe ek toe nou onderwys geswat het op die ou einde, nadat ek swanger geraak het met my eerste enetjie. En hoe ek ook, as ek by my familie is, hoe hulle sê, jy's nes jou pa. En dan dink ek, ag asseblief nie. Ja, maar die band is gebreek. Ek het dit nie vir jou gesê nie, maar dit is gebreek. Ons het dit bebid en die soutwater gegooi. Alles is nou alright met ons. As jy iemand moet raad gee, wat sê, dis nou daai laaste enetjie. Ekskuus. Ja, my enigste raad is dit, of kom ek sê eers net, ons is almal dieselfde, eintlik. Ons gaan deur verskillende dinge, maar ons denke is maar baie similêr. Ek is eintlik ook maar redelik introverties as ek alleen is. So ek het baie in die gemeente, my man het op 'n stadium baie weggewerk. En dan sit ek in die kerk, maar ek wil nie betrokke raak nie, want ek is skaam en hulle gaan nie van my hou nie. Ek dink net jy moet uit jou gemaksone beweeg. Dus jy moet net uit dit beweeg. Niemand gaan snaaks dink van jou nie. Net soos hulle nie snaaks dink as jou hande opsteek, of jy rondrol, of jy stoelskop oor die Heilige Gees het jy moet dit doen. Ek was een keer in 'n diens, waar 'n man die stoel omgeskop het. En mense het hom maar snaaks aangekyk, en hoe daar iemand uit die bank opgestaan het, en voorkom staan het en gesê het, maar die Here het gesê, ek het vir die Here gesê, as hy my wil hê, moet iemand 'n stoel omskop. En hoe dit gebeur het. So as jy dit moet doen, doen dit. Ja, ek was een keer op die klavier in 'n gemeente, en daar was 'n baie hartseer vroutjie wat daar gesit het, en ek het gevoel ek moet vir haar sê, die Here sê jy moet sing. Nou hoe gaan sê nou dit nou vir 'n vrou? En ek dog wel, ek gaan dit nie vir haar sê nie, en ek skryf toe nou maar op een van my musieknote, en ek druk dit in haar hand, en ek dog, as ek vinnig loop, gaan sy my nie kry nie, maar sy het my gekry, en vir my gesê, baie dankie, sy het gewonder of dit gebeur. Ek is heeltemal van die topic af nou, maar ek weet nie, jy moet net uit jou gemaksone beweeg, en ek glo, as jy met die Heilige Gees praat, en vir hom vra om jou te lei, sal hy jou definitief lei, en raak betrokke. Asseblief. So jy sê dat betrokkenheid help jou, dat God 'n groter realiteit in jou lewe is. Beslis, ek glo dit vas. Ek dink net, dis nou nie 'n vooraf bespreekte ding nie, maar dis hoe sy dit aan my oorgedra het, toe ons daaroor gesels het. Ja. Ek wil jou een vraag vra, een laaste vraag vra. Jy sê, ons moet uit ons gemaksone uitkom, en God vertrou, want wanneer ek begin besig raak met hom, word hy 'n groter realiteit. Hoe belangrik is dit dat ek met God moet eerlik wees, oor die dinge waardeur ek gaan? Ja, nee, kyk, as jy, ja, eerlikheid, dis moeilik, nee. Maar, ek dink ons jok vir onsself, en dan sit ons dit op sy, maar as jy met die Here begin praat oor die klein dingetjies, die Here moet soos jou beste vriend wees, jy moet met hom kan praat oor alles, en ek doen dit nou nog nie, altyd nie, maar
Ja, ek weet nie, ek dink ook deur met iemand te kan kommunikeer daaroor, mens voel beter as jy praat daaroor. Ek weet nie eintlik wat om te sê oor die vraag nie. Ek dink wanneer ons na die hele storie luister, dan besef elkeen van ons, iewers hoor jy iets wat vir jou is. Die hartseer, die skok, die omstandighede van 'n 9-jarige dogter wat haar pa verloor, maar wat in die tuiste van tye van haar lewe ervaar dat God 'n realiteit is. Omdat sy na hom toe draai. Omdat sy oumas het wat vir haar bid. Wanneer sy deur haar hele lewe gaan en so super hard probeer om nie soos haar pa te wees nie, terwyl almal vir haar vertel sy is, en dan in hierdie ding van depressie vasgevang word, waar sy vertel elke middag as sy huis toe ry, van die universiteit af, dan mik sy vir elke brug. En hoe sy in eerlikheid iemand kry om mee te praat. Wat probeer ek sê met die eerlikheid? In die ek het 'n probleem. En dit was moeilik, want dit was my ma, die duiwel, op daai stadium. Dit was regtig moeilik om vir haar te moet sê, luister sis, jy moet my help. Ja. En toe sy eerlik is, en sy praat, toe is God dadelik daar, om te help. Want haar ma het gebid. Ek dink daai dag het jou hele persepsie van wie jou ma is verander. Ja. Dit was toe nie meer die... Nee, sy was toe nou nie meer die duiwel elke dag nie. Maar, ja, toe ek my eie potjie moes skrap, toe ek trou, toe was sy engel uit die hemel. Want toe verstaan jy. Toe verstaan ek, jy, die vrou is deur baie. Ja. En in dit alles, was God, as haar ma vanaand hier was, sy sou hier gewees het, maar toe moet sy nou Dubai toe gaan, vir iets. Ek weet eintlik nie, waar is sy nou nie, maar ja, sy is iewers ver van hier af. Okay. Ja. Maar sy is nie die duiwel nie, hoor. Maar sy praat baie, so jy kan bly wees, anders was ons 10 uur hier uit. En ook so het haar ma, in alles wat sy deurgegaan het, vandag as jy haar vra, sal sy sê, God was altyd daar. So is Chris se boetie Waldo, ek weet nie hoe noem julle dit nie. Wally, soos Wolly, net Wally. Waldo is in 'n gemeente betrokke waar hy 'n jeugleier is. En sy droom en sy plan is om in die bediening te wees. Sy sussie Marina, haar sussie, hulle sussie Marina, was nou die dag hier, sy het hier saam met ons gesing die een Sondagoggend, en Marina is in voltydse bediening. Sy tree op saam met Onbeskaamd, sy toer die land deur, sy neem aan allerlei dinge deel, sy sing vir Jesus. En sy swat ook teologie. My ma glo tog, dat al haar kinders op die ouene onderwysers sal word. O, is dit so? Ja. Goed. Maar in dit alles, dink vir 'n oomblik vir jouself, in daai skoene in daai omstandighede, in 9, 5 en 2 jaar oud. Ja. En al 3 hierdie kinders sê vandag met volle oortuiging in hulle harte, dat God bestaan en dat hy 'n realiteit is. Want in die moeilike omstandighede van die lewe, het hulle beleef hoe hulle nader gegroei het aan hom. Want hulle het hom gesoek, hulle het hom genooi, hulle het hom deel gemaak. Mag ek iets sê? Ja. Ek glo, dit was 'n keuse. En ek glo as my ma ons nie geforseer het, sy het ons aan die tone getrek elke dag, om uit die bed uit op te staan, en kyk, as ons nie in die kerk was nie, het ons die hele Sondag hoor. As ons 3 keer nie by die kerk was, in ons lewe saam met my ma nie, was dit baie. As ons gaan vakansie hou het, was ons in die kerk.
En ek glo as sy nie dit gedoen het nie, het ons dalk nie die keuse gemaak. Ek sê nie ons sou nie, maar dit was maklik om die Here te kies, want ons was geforseer deur ons ouers, deur gebede en deur aksie, harde aksie soms, om deel te wees